Ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my die krag gee. Mense haal graag Filippense 4 vers 13 aan wanneer hulle voor groot uitdagings staan of selfs groot krisisse in die gesig staar. En dan gebruik hulle graag hierdie vers om hulle te bemoedig om daai krisis of uitdaging dan te kan aanpak. Dan sê hierdie vers vir hulle natuurlik, ek is tot alles in staat, nie uit my eie krag en met my eie spiere en met my eie denkvermoë en my eie intelligensie en my eie bekwaamhede nie, maar ek is tot alles in staat deur die krag wat Christus vir my gee. Hierdie uitdaging sal ek kan oorwin, sê hulle. Ek sal wen. In sy kern herinner hierdie Bybelvers dan ons vir ons daaraan, dat die vermoë om enige uitdaging of krisis te hanteer, om groot hoogtes te bereik in die lewe, nie in my eie krag lê nie, maar in die krag wat Christus vir my gee, as het ware in my inplant, in my laat inspoel. Paulus skryf hierdie woorde in sy brief terwyl hy in die tronk sit, in haglike omstandighede. Jy moet weet dat die tronke van Paulus se tyd glad nie naaste by so modern was, so selfs die slegste en swakste tronke van ons tyd nie. Hy sit daar in daardie tronk en hy skryf onder hierdie haglike omstandighede hierdie woorde. Ten spyte van sy ontberinge het hy dus nooit opgehou om te borrel van vrede en van sekerheid dat hy hier sal deurkom en sal oorwin nie, en dit is alles in die krag van die Here Jesus Christus wat in sy hart kom bly het. Die geheim wat hy natuurlik geken het, geleer ken het deur sy lewe, was om in elke situasie tevrede te wees. Hy sê selfs dat hy armoede en oorvloed beleef het. Paulus was 'n tentmaker van beroep. Hy was 'n sakeman dus, hy het groot besighede dalk gehad, groot goeie inkomste, maar hy het ook armoede geleer ken, toe hy hierdie besigheid sekerlik met tye moes laat staan om sy werk as sendeling van die Here dan nou te gaan uitvoer. In vandag se tyd kan ons sê, Paulus sê, ek weet wat dit is om soos 'n ryk sakeman weelderig en goed te kan lewe. Ek weet ook wat dit is om in die sassary te gaan staan vir 'n geringe, 'n karige pensioen wat ek van die staat kry, karig in vergelyking met wat ek verdien het toe ek 'n tentmaker was. Maar in sy hart het hy deurgaans vertrou op Christus wat vir hom deur alle situasies sal neem, sy krag wat daarin gelê het, daaruit het hy gelewe. So wanneer Paulus sê, ek is tot alles in staat, en verskoon tog maar hierdie geraas van die motorfiets wat hier verby skiet, dan verwys hy nie na sy menslike prestasies wat hy al behaal het, of sy persoonlike ambisies wat hy in die lewe meer het nie. Hy is byvoorbeeld nie 'n ou Simpson wat hekke en stadspoorte kon uitgeruk het uit die mure uit. Hy is nie Simpson wat pilare kon omgestoot het nie. Hy is nie 'n Dawid wat fisies 'n Goliat tromp opgeloop het en wat duisende Filistyne met die swaard verslaan het nie. Nee, Paulus praat van sy vermoë om te volhard, geestelik te volhard in alle omstandighede, om getrou en gelowig te bly, getrou aan sy sendingopdrag wat hy van die Here gekry het. So of hy dus honger was en of hy in oorvloed kos gehad het, of hy vryheid beleef het en of hy tronkstraf in die gesig gestaar het, Paulus se krag het altyd gekom van sy onwrikbare geloof en vertroue in die Here Jesus Christus. Ek en jy kom ook dikwels in die lewe voor situasies wat vir ons onoorkomelik lyk, onhanteerbaar lyk, iets waarvoor ons net nie kan sien nie. Dit kan 'n persoonlike stryd wees wat ons moet deurgaan. Dit kan professionele uitdagings wees wat ons in die gesig staar. Dit kan finansiële krisisse wees wat ons moet kan hanteer. Dit kan gesondheidssake wees, dat ons deur operasies moet gaan, dat ons deur
mediese behandeling moet gaan. In hierdie oomblikke is dit dan altyd maklik om oorweldig en selfs magteloos te voel teen die oormag. Jy al so magteloos gevoel in 'n situasie dat jy 'n ding graag wil doen, jy weet wat om te doen, maar jy's net magteloos, iets aan jou terug het, net nie die vermoë om voor te gaan en te doen dit wat jy glo gedoen moet word nie. Is dit hoe jy dalk nou op hierdie oomblik voel? Jy dalk al dikwels so gevoel. Filippense 4 vers 13 wil dan vir jou aanmoedig om jou fokus weg te vat van die onmoontlike situasie en dit te skuif na Christus se onbeperkte krag. Om so op Christus se krag te vertrou is meer natuurlik as om net te weet dat Christus krag het, om net te weet dat hy uit die dood het opgestaan het, om net te weet dat hy wonderwerke gedoen het. Dit vereis 'n diep persoonlike, daaglikse, voortdurende verhouding met die Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees. Dit beteken om hom ten volle te vertrou en dat jy hom in die verlede reeds vertrou het en dat jy 'n geskiedenis met die Here het, dat jy saam hierdie dinge gehanteer het in julle lewe. Selfs wanneer die pad dan nou ook vir jou onmoontlik en onduidelik vorentoe lê, kan jy sê vanuit my verlede met Christus gee ek my oor aan sy krag. En daarom kan, as ek dit doen elke dag, kan sy daaglikse krag wat hy vir my gee, kan hy in elke nuwe situasie vir my instort, in my spiere in my liggaam in my gees in my gemoed in my denke kan hy my kom oortuig om voort te gaan. Hy kan in al my swakhede sy krag laat invloei, sodat ek die grootste berge, of dit nou fisies of emosionele, geestelike berge is, dat ek oor dit kan klim. Boonop roep hierdie vers vir my om elke dag doelgerig en met veerkrag te lewe. Die wete dat Christus my kom versterk, dit inspireer vir my elke oomblik van my lewe om in die geloof uit te stap. Al stap ek dan soos Dawid 'n reus tegemoet. Doen dit nie in my krag nie. Dawid het ook gesê, jy kom met stokke en swaarde na my toe, maar ek kom in die naam van die lewende Here na jou toe. Hy het in dieselfde krag na Goliat toe gegaan en oorwin. Ja, ons is regtig tot alles in staat deur hom wat vir ons die krag gee. Ek hoef nie een tree alleen ooit in hierdie lewe vorentoe te gee nie. Filippense 4 vers 13 laat vir my onthou dat my eie krag nie in my spiere of in my vermoëns lê nie, maar dat my krag wat ek het, kom van Christus, wat my innerlik en uiterlik kan kom versterk. Fisies ook kan sterk maak, dat ek 'n ding kan doen waarvoor ek voorheen nie die krag sou gehad het nie. Maar veral emosioneel en geestelik, gelowig sterk, om die volgende tree te gee, wat ek nou moet gee. Daarom kan ek in elke situasie van my lewe, kan ek put uit sy krag, en ek kan met vertroue vorentoe beweeg, met die wete dat ek deur Christus inderdaad alles kan doen. Ek weet nie wat op hierdie oomblik vir jou wag nie, ek weet nie wat jou volgende tree in die lewe is nie, maar ek kry selfs die krag van Christus, om selfs met kalmte my eie dood te kan ingaan. Een of ander tyd sterwe ons almal. Hoe weet ons nie, wanneer weet ons nie. Sommige van ons staar die dood reeds in die oë, omdat ons miskien 'n slegte doktersdiagnose gekry het, omdat ons sekere ouderdomme bereik het en geweet het, daar kan nie meer dekades vir my oor wees nie. Maar die krag van Christus gee ek tree vir tree vorentoe, en ek wil jou dan vandag bemoedig. Ek weet nie wat jou volgende tree is nie. Al lê jy in 'n bed en te swak om 'n been te verroer, Christus Jesus sal vir jou die krag gee om so sterk soos 'n arend op te styg en te vlieg. Neem dit vandag asseblief weer aan. Vertrou hom en bid vir hom om vir jou met sy krag te kom toerus, sodat jy ook kan sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my die krag gee.